Hallo julle, ek groet julle met 'n Hoogland groet. In 'n tyd soos hierdie doen ons geloofsoefeninge. Ek hoop jy het nou al 'n bietjie fikser geword as van toe ons begin het. Vandag fokus op 'n geloofsoefening wat ek wil noem leef in die oomblik. Dit het nou al 'n klise geword om te sê, mens kan tog net in vandag lewe. Gister is verby, dis 'n herinnering, dis geskiedenis. Môre is net 'n droom, jy kan nog nie daar lewe nie. So nou fokus ons vandag 'n bietjie op leef in die oomblik. En jy gaan agterkom dat jy nogal baie te doen met jou denke. Ons begin deur 'n bietjie afskeid te neem van breinterroriste. Breinterroriste is gedagtes wat ons vashou, wat 'n greep op ons kry. Wat ons laat terugdink aan gister en gister se probleme en die bekommernisse. En wat ons laat wonder oor môre en ons vasgryp dat ons nie nou in die oomblik kan leef nie. Ons brein is geneig om paadjies te maak. Elke keer as jy 'n bepaalde stimulus kry, dan hardloop jou brein op dieselfde ou paadjie. Soos met hierdie COVID-19 virus. As jy die naam hoor, dan begin jy sommer klaar dink aan dat jy dalk bang is of onseker is of wonder oor môre of bekommerd is oor jou werk. En dan eindig dit op 'n plek waar jy vasgevang word in daardie denke. So die eerste is verwerp hierdie breinterroriste, neem afskeid van dit. Die tweede wat ons doen, is om in die veilige ruimte in te beweeg van die Here wat vir ons sorg. En Jesus het ons genooi om dit te doen. Hy sê, kyk na die natuur om jou, na die veld, na die voeltjies, hy sorg vir dit alles. En ons is meer werd as dit, daarom sal hy soveel te meer vir ons sorg, en kan ons hom vertrou om in daardie veilige ruimte te leef. En dan as jy in daai veilige ruimte is, dan kan jy werklik fokus op hierdie oomblik, leef in die oomblik. Ek gebruik nou die eet van 'n appel as 'n voorbeeld daarvan. Dikwels gebruik ons maar 'n vrug deur dit te gryp van die tafel af en te loop en te eet en dit eet terwyl ons met iets anders besig is. Ek nooi jou nou om te fokus op die eet van die appel. Bekyk dit eers, miskien ruik die appel na iets. Die een ruik nie juist na iets nie, maar kyk na die mooi rooi kleur, is nogal uitnodigend. Al daar 'n spikkels op hierdie appel, neem dit in, dink daaraan, en dan byt jy dit, en jy proe definitief, doelbewus, die tekstuur van die appel, jy proe die sap, jy kry die smaak, jy kry die nasmaak daarvan. Ek gaan dit nou nie doen nie, want my ma het gesê, mens moet nie met 'n mond vol kos praat nie. Maar doen dit, daar's baie dinge wat jy ook so kan doen. Jy kan na musiek luister, deur intentioneel te luister, nie net as agtergrondmusiek te gebruik nie. As jy liggaamsoefeninge doen, konnekteer met jou liggaam en wees dankbaar dat jou liggaam nog beweeglik is. Môre gaan jy nagmaal gebruik met Goeie Vrydag. So gebruik die brood en die wyn op dieselfde manier. Proe dit, neem dit in, raak bewus van die sensasie veral van die wyn en konnekteer daai sensasie met die boodskap van 'n Goeie Vrydag, van dit wat die Here gedoen het, dat ons kan lewe. Die laaste beweging gaan oor die voed van jou denke met positiewe gedagtes. Veral Paulus wat ons nou om dit te doen, hy sê ons moet elke gedagte gevange neem en dit gehoorsaam maak aan Jesus. Hy sê ook ons moet ons denke fokus op enige lofwaardige dinge, deegsame goed wat goed is vir ons. As ons dit doen, dan gaan ons hierdie paadjies van ons brein oorskryf en dan kan ons positiewe dinge ervaar en beleef omdat ons op 'n ander manier dink en 'n ander manier dit beleef. So ons gee weer vir die materiaal deur ons sosiale media, gebruik dit en gaan konsentreer regtig daarop, leef in die oomblik. Dis waar God ook vir ons elke dag ontmoet. Mag daar vir jou baie geseënde Paastyd wees en vrede vir julle.